Is Alistair Reuters regtig op pad Washington toe as Suid-Afrika se nuwe ambassadeur? Terwyl ons bande met die FSA al 7 maande lank gevries is, klink Ramaphosa se keuse van hierdie 61-jarige ANC insider soos nog 'n voorbeeld van kuidervoordele. Geen diplomatieke ervaring nie, 'n CV vol mislukkings en 'n geskiedenis van miljarde rande wat in projekte verdwyn het sonder enige resultate. As hierdie aanstelling deurgaan, gaan dit die verhouding met Amerika net verder versleg en wys dit weer dat lojaliteit vir die ANC belangriker is as bekwaamheid. Maar wie is hierdie Reitersman? Alistair Paul Reuters, gebore iewers in 1964, was 'n ANC intelligensiebeampte tydens die bevrydingsstryd, die struggle. Dis sy groot kwalifikasie, kan 'n mens dit nou maar noem. Hy het 'n doktorsgraad van Oxford in 1993 gekry met 'n proefskrif oor swart koöperasies in Suid-Afrika. 'n Onderwerp wat akademies klink, maar geen werklike impak op beleid of navorsing gehad het nie. Hy het ook 'n BA honeurs van UCT. Na 1994 het hy homself in die staatsdiens gevestig. Hy het begin as 'n spesiale adviseur vir klein besighede onder minister Trevor Manuel in die 90's. Geen groot prestasies nie. Daarna was hy mededingingskommissaris en toe 11 jaar lank by die Departement van Handel en Nywerheid, die DTI, Department of Trade and Industry, insluitend as direkteur-generaal van 2000 tot 2005. Later het hy by die Nasionale Bemagtigingsfonds, dis die NEF, bestuur, waar hy BEE beleggings hanteer het, te midde van beskuldigings van vriendebediening, cronyism, en swak bestuur. In die privaat sektor het hy Global Holdings saamgestig en werk sedert 2009 by Afarac se mynbedrywighede in Suid-Afrika. Hy was uitvoerende hoof van Rookie SA en voorsitter van Mogale Alloys. ANC vriende noem hom 'n entrepreneur, maar daar's min bewyse van suksesvolle besighede of werkskepping. In April 2025 het Ramaphosa hom aangestel as spesiale adviseur oor beleggingsbevordering. 'n Gemaklike posisie sonder enige noemenswaardige resultate. Geen nuwe beleggings nie. Geen handelsdeurbraak nie. En nog 'n ANC-loyalis in 'n belangrike rol. As jy soek na Reuters se prestasies, kry jy net leë slagspreuke. Daar is geen konkrete suksesse nie. Geen beleidsveranderings wat die ekonomie verbeter het nie. As direkteur-generaal van DTI is sy tydperk beskryf as die grootste mislukking in industriële beleid. Werkloosheid het van 23% na 31% gestyg. Die vervaardigingssektor het gestagneer. Suid-Afrika het die wêreldwye kommoditeitsboom gemis. Sakeleiers was glo verlig toe hy daar weg is. Sy grootste ramp, die Pebble Bed Modular Reactor projek, of die PBMR soos hulle dit noem. Van 2004 tot 2009 was hy voorsitter van hierdie kernkragprojek, wat as veilig en innoverend bemark is. Dit het 8.8 miljard rand van belastingbetalers se geld opgeslurp, sonder om een werkende aanleg te bou. Die projek is in 2010 gekanselleer, na kosteoorskryding, vertraging en mislukking om die Amerikaanse veiligheidsgoedkeuring te kry. Reuters het geweier om te verduidelik waar die geld heen is. By die NEF het beleggings swak presteer, met wanbetalings van meer as 1 miljard rand. Daar was gerugte van politieke bevoordeling. As mededingingskommissaris het hy nie daarin geslaag om groot kartelle te breek nie, selfs nie in noodsaaklike goedere soos brood nie. En nou
As beleggingsadviseur het hy geen vordering gemaak om buitelandse beleggings te herstel of die FSA handelskrisis op te los nie. Tariewe is steeds in plek. AGOA is verby. Die ekonomiese skade hou aan. Sy loopbaan wys 'n patroon. By DTI het hy misluk om enige betekenisvolle beleid te implementeer. By PBMR het hy miljarde vermors sonder resultate. By NEF het hy swak beleggingsbestuur met hoë wanbetalings. As mededingingskommissaris het hy niks gedoen om verbruikers te beskerm nie. En as Ramaphosa se adviseur het hy geen handels- of beleggingsdeurbraak behaal nie. Is Reuters reg vir die werk? Glad nie. Reuters is die verkeerde keuse op die slegste moontlike tyd. Die verhouding met die FSA is steeds onder druk oor die ANC se anti-westerse houding. 30% invoertariewe, AGOA se beëindiging en moontlike sanksies. Om hom as ambassadeur te stuur, gaan dinge net vererger. Sy onbevoegdheid is goed gedokumenteer. Die PBMA ramp alleen wys hy kan nie groot projekte bestuur nie. As hy nie 'n kernprojek kon hanteer nie, hoe gaan hy met die Trump-administrasie onderhandel? Sy tyd by DTI het die land agteruit laat gaan. Moet nie verwag dat hy diplomatieke sukses gaan behaal nie. Hy het geen diplomatieke ervaring nie. Die FSA is reeds kwaad oor Suid-Afrika se bande met Rusland en China en oor ons swak rekord met mensehandel. Hierdie posisie vra iemand met ondervinding en takt. Reuters het nie een van die twee nie. Sy sogenaamde ekonomiese kundigheid het nie eens 'n enkele belegging ingebring nie. Hoekom sou dit nou werk? En dan's daar die kwessie van deursigtigheid. Hy het geweier om die PBMR uitgawes te verduidelik. Daardie tipe geheimsinnigheid gaan nie werk in Washington nie, veral nie met Amerikaanse wetgewers wat ANC sanksies oorweeg nie. Sy aanstelling kan die situasie net versleg. Hoekom kies Ramaphosa hom dan? Kaderskap. Reuters is 'n ANC-man. Ramaphosa het homself in April aangestel. Dis loyaliteit bo bekwaamheid. In 'n regering vol korrupsie is dit nie oor wie die werk kan doen nie. Dis oor wie die regte comrades is. En intussen lei die land. As Reuters ambassadeur word, wag daar net nog vernedering. Meer werksverlies weens handelskonflikte. 'n G20 wat aan chaos ontaard en 'n Suid-Afrika wat al hoe meer soos 'n geïsoleerde pariah lyk. Die ANC se arrogansie om iemand soos hy te bevorder, wys net hoe diep die verval al sit. Suid-Afrikaners verdien beter. Ons verdien mense wat weet wat hulle doen. Nie nog 'n herverpakte mislukking wat net die party se belange dien nie. Maar wat dink jy? Laat weet my in die kommentare afdeling en as jy van hierdie video gehou het, druk asseblief daai like knoppie en teken gerus in en dan gaan ek julle sien in die volgende video.